Vriende, geliefdes van God wat in Laingsburg en elders is, genade en vrede vir julle vandag van God ons Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vrede vir julle. Ek gee vir ons vandag Psalm 146 as ons fotum, as ons saamroepe tot aanbidding om ons gedagtes terug uit die Psalmboek uit. Psalm 146 van vers 1 af. Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here loof solank ek leef. Ek wil my God besing solank ek bestaan. Moenie op vooraanstaandes vertrou nie, op 'n mens by wie daar geen verlossing is nie. Sy asem gaan uit, hy keer terug na die grond. Op daardie dag is sy planne daarmee heen. Gelukkig is die mens wat die God van Jakob as sy hulp het, wie se hoop gefestig is op die Here sy God, hy wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, hy wat trou bly tot in ewigheid, vir die reg van verdruktes handhaaf, aan hongeres brood gee. Die Here laat gevangenes vry, die Here maak blindes se oë oop. Die Here rig die op wat neergedruk is. Die Here het regverdiges lief. Die Here beskerm vreemdelinge, vaderloses en weduwees help hy op, maar die pad van goddeloses maak hy krom. Die Here sal vir ewig regeer, jou God, Sion, van geslag tot geslag. Halleluja. Vriende, ek vra dat ons 'n oomblik ons oë sal sluit en sal vra dat die Here vir ons vandag lei in hierdie bediening van die woord. So kom ons sluit die oë. O Here, ons God, U is daar waar elkeen van ons is. Elkeen van ons wat vir hierdie woord inskakel, Here, wat hier voor ons ore spits en ons harte stil maak. Ons weet, ons vertrou dat U by elkeen van ons is en dat ons deur U, Here, saamgevoeg is. Ons kom, Here, omdat ons honger van hart is, omdat ons diep in onsself begeer, Here, vir U. Ons het 'n begeerte vir U, vir 'n woord uit U mond uit. Kom vandag, Here, en spreek en gee vir elkeen wat ons nodig het uit hierdie woord uit, Here, ons daaglikse brood. Rig ons daarmee, Here, versterk ons daarmee, Here, inspireer ons, Here, konfronteer ons. Geef ons enigiets behalwe stilte. Ons smeek dit vandag in U heilige naam, Vader, Seun en Gees. Amen. Ons skriflesing is uit die brief van Jakobus, daar in hoofstuk 2, ek lees vir ons daar vers 1 tot en met vers 17. So, ons lees Jakobus 2 van vers 1 af, ek lees vir ons die 2020 vertaling. Die woorde sal ook hierso verskyn, maar U is vry om te volg met die vertaling wat byderhand is en wat geliefd is. Jakobus 2. My broers, julle geloof in ons Here Jesus Christus, die Here van die heerlikheid, moet so wees dat julle nie iemand na die uiterlike beoordeel nie. As daar 'n man met goue ringe en pragtige klere by julle samekoms aankom, en daar kom ook 'n man, 'n arm man, met vuil klere aan, en julle kyk na die een met die pragtige klere en sê, sit u hier op 'n goeie plek, en vir die arm man sê julle, staan jy daar, of sit jy hier onder by my voetbank? Het julle dan nie onder mekaar onderskeid gemaak, en regters met slegte oorwegings geword nie? Luister, my geliefde broers, het God nie die armes in die wêreld gekies om ryk in die geloof te wees nie, en om erfgename te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom liefhet nie. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Is dit dan nie die rykes wat julle uitbuit, en is dit nie hulle wat julle voor die gereg sleep nie? Is dit nie hulle wat die goeie naam belaster wat oor julle uitgeroep is nie?
As julle wel die koninklike wet vervul, volgens die skrif, jy moet jou naaste lief hê soos jouself, doen julle goed. As julle egter mense volgens hulle uiterlike beoordeel, doen julle sonde en word julle deur die wet as oortreders aan die kaak gestel. Want wie die hele wet probeer onderhou, maar een wet oortree, is aan almal skuldig. Want hy wat gesê het, jy mag nie egbreek pleeg nie, het ook gesê, jy mag nie moord pleeg nie. As jy dus nie egbreek pleeg nie, maar wel moord pleeg, is jy 'n oortreder van die wet. Praat so en tree so op, asof julle deur die wet van vryheid geoordeel gaan word. Die oordeel is immers sonder ontferming oor hulle wat nie ontferming betoon nie. Ontferming triomfeer oor die oordeel. Wat baat dit my broers as iemand sê dat hy geloof het, maar hy het nie dade nie? Die geloof kan hom tog nie verlos nie. As 'n broer of 'n suster sonder klere en daaglikse kos is, en een van julle sê vir hulle, gaan in vrede, word warm en word versadig, maar julle gee nie vir hulle wat die liggaam nodig het nie, wat help dit? So is geloof alleen, as dit nie op dade uitloop nie, dood. Ons lees tot sover vandag die woord van die Here vir ons, danksê God. Vriende, ek geniet die Indiana Jones flieks baie. In die derde fliek in die reeks, Indiana Jones and the Last Crusade, dit was in 1989, het daai fliek uitgekom, gaan dit oor die soeke na die heilige graal in die Afrikaans, Holy Grail in die Engels. Met ander woorde, die beker wat Jesus gebruik het tydens die laaste avondmaal, en wat dan later moontlik ook sy bloed by die kruis opgevang het. Dit gaan oor die soeke na hierdie beker van Christus, hierdie simbool vir die geloof. En die ridders wat hierdie graal dan weggesteek het, om te keer dat niemand hulle hande daarop kry wat dit nie waardig is nie. Hulle bou dan 'n tipe doolhof waarin hierdie beker versteek is, met 'n klomp lokvalle. En hierdie lokvalle is veronderstel dan om te toets, om seker te maak dat die wat al die pad deurkom, dat die wat dan uiteindelik by die skat aan die einde kom, waardig sal wees. En een van daai lokvalle, een van daai toetse, in die fliek kom Indiana Jones daar aan, en daar is die verskriklike, dodelike, afgryslike afgrond, wat net absoluut in die diepte inval. En dit is 'n toets van geloof, want slegs die wat 'n sprong van geloof kan maak, sal triomfeer en aan die ander kant uitkom. Slegs die wat so seker is in hulle geloof, wat hulle bereid is om in die afgrond in te spring, sal triomfeer. So, die held van die fliek, Indiana Jones, hy worstel binne homself hieroor, hy huiwer, maar dan plaas hy een voet vorentoe, en hy maak letterlik 'n sprong van geloof. En onverwags tref sy voet soliede grond. Daar's 'n rotsbrug wat oor hierdie afgrond lê, wat so geverf is, dat van daai kant af dit absoluut onsigbaar is, jy dit glad nie kan sien nie. As jy nie glo nie, sal jy dit nooit ontdek nie. So, geloofsvertroue moet oorgaan in geloofsdade, maak nie saak hoe angswekkend dit is nie. Nou, ek meen, wat 'n les oor geloof uit hierdie film uit. Nou, so ook lees ons uit Jakobus uit. Jakobus is een van die groot leiers van die Jerusalem gemeente in daardie tyd, van die eerste disippels wie Jesus self geken het. En hy skryf in sy brief oor twee tipes geloof, oor ware, verlossende, reddende geloof, en die teenoorgestelde, valse, leë geloof, wat eintlik niks werd is nie. En die belangrikste is, hy skryf vir ons oor 'n toets, wat ons kan gebruik
om onderskeid te tref tussen die ware en die valse geloof, geloof wat red en geloof wat leeg is. Hy skep 'n hipotetiese situasie, 'n scenario. En dis ingelig deur die manier waarop mense regtig mekaar toe, soos ook nou, hanteer het. Hy vra ons om te verbeel dat ons by mekaar kom vir 'n samekoms van gelowiges, vir 'n erediens, kerkklokke lui, en dan kom daar op dieselfde tyd 2 nuuskierige gaste aan, wat kom inloer by hierdie kerk. Een is uitspattig ryk. Hy het goue ringe en pragtige klere aan. En die ander is brandarm. Hy het vuil klere aan. Hy het heel moontlik stikkende klere aan. Hy is hier in die gestalte van 'n bedelaar. Maar albei van hulle kom op presies dieselfde tyd by die gemeente in. Hoe neig die wêreld om hierdie 2 klasse van mense te hanteer? Hierdie 2 tipes mense. Die orde van die wêreld is dat die wie baie het, sal vermeerder, en die wat min het, die wat gering het, die laaste bietjie wat hulle het, sal verloor. Die wêreld neig om mense te beoordeel aan die hand van uiterlikes. Hoe meer waardevol ons besittings, ons eiendomme, hoe meer waardevol is die mens dan, in amper ekonomiese terme. En ook mense binne die kerk, toe soos ook nou, koop eintlik op hierdie maatstaf in. En Jakobus se scenario is dat hierdie ryk man dan eerbetoon word. Sit u hier op 'n goeie plek, sê hy, en die arme man word eintlik afgeskeep. Hy word gesê, staan jy daar, of jy weet, sit jy hier by my voetbank, vergeet amper van hom. Jy weet, dalk is die hoop dat hierdie ryk man, wie duidelik baie rykdom het om 'n bietjie rond te gooi, dat indien hy goed genoeg hanteer word, hy dalk groot bydrae sal kom gee vir die gemeente, indien hierdie besoek goed gaan. So hulle moet hom spesiaal laat voel. Jy weet, dit gaan die moeite werd wees, vergeet maar van daai ander ou. Nou, dis nie buitengewone optrede nie, soos ons sê, dis die orde van die wêreld. Dis hoe albei hierdie ouens gewoond is om hanteer te word in die wêreld daar buite. Maar ek dink ons voel aan, behoort dit nie in die kerk ten minste anders te wees nie. En Jakobus verduidelik eintlik vir ons ook hoekom. Hy sê, het God nie die armes in die wêreld gekies om ryk in die geloof te wees nie, en om erfgename te wees van die koninkryk wat hy beloof het aan hulle wat hom liefhet nie. Maar julle het die arme oneer aangedoen. Dit is hoekom dinge binne die kerk anders as buite die kerk hoort te wees, want hierdie God in wie ons geloof bely, sy karakter, soos dit aan ons openbaar is deur die getuienis wat in die Bybel saamgevat is, sy karakter is anders as die karakter van die wêreld. En dis juist daarom, presies daarom, hoekom hierdie aankoms van die ryk en die arm man so 'n formidabele toets van geloof kan wees. En van ons 'n sekere geloof sprong eis vir enige gemeente. Hulle sal binnekort saam, soos gebruiklik is in die erediens, die geloofsbelijdenis opsê. Hulle sal sê dat hulle glo in Jesus Christus, sy eniggebore seun, ons Here, wie uiteindelik opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader. Om geloof te bely in Jesus, wie in absoluut alle heerlikheid bo op sy troon sit, bo die hele skepping verhewe, maar dat daar dieselfde seun, dat Jesus
nie aan sy heerlikheid vasgeklou het nie, maar homself daarvan leeggemaak het, om die gestalte van 'n mens en die gestalte van 'n slaaf vir ons te kom aanneem, om arm te word, om naak te word, om gemartel te word en om doodgemaak te word, vir ons onthaalwe, ons wie dit nie verdien nie, totaal onkieskeurig, sonder om te diskrimineer. En van waar hy sal kom om te oordeel, dat daar op die laaste dag vir ons 'n oordeel voorlê, aan die hand van God se eie maatstawwe, anders as die maatstawwe van die wêreld. Sy standaard vir die oordeel is anders. Hy sal barmhartigheid op daardie dag betoon aan die wie nou barmhartigheid aan ander bewys het, soos hulle dit ook van die Here af ontvang het. Is geloof in hierdie God, wie ons nou van gepraat het, is dit te vind by mense wie self barmhartig en onkieskeurig gered is, maar nie bereid is om daardie selfde barmhartigheid aan hulle naaste, aan hulle medemens te betoon nie. Het so 'n gemeente regtig die raaisel wat in Jesus is oor heerlikheid, dat dit 'n kwessie van die hart is, eerder as 'n kwessie van uiterlike maatstawwe, eerder as die pragt van jou klere en jou juwele. Het hulle hierdie raaisel van Jesus gesnap? Of behoort hulle nog aan die orde van die wêreld, eerder as aan die koninkryk? So wat Jakobus se toets, soos ook die toets in The Last Crusade, die sprong van geloof openbaar, is dat waardige, verlossende geloof nie terughou nie. Sou jy soos Indiana Jones voor die afgrond staan en jou vertroue in die Here nie oorgaan in liggaamlike vertroue, sodat jy jou voet uitsteek, braaf en vaste grond onder jou bevind nie, dan sal jou vrees die oorhand hê en jy sal nooit die heilige graal bereik nie. Gedeeld is dit juist so dat ons 'n deel van onsself eintlik afbaken van geloof af. Dat ons 'n heining daar rondom, al is dit onbewustelik, opslaan om 'n deel van onsself te beskerm, dat ons 'n deel van onsself vir die Here gee en toelaat dat hy met daai deel werk, dat hy daai deel sal reinig en sal transformeer en verander en laat gloei van sy genade, maar dat daar 'n ander deel van ons tog maar net bietjie langer in die wêreld wil bly. Gereeld is dit juis so. Dalk is dit dat ons met ons intellek bereid is om in te stem op die idee, op die proposisie dat daar 'n skepperwese is. Ons kyk na die orde van die skepping en ons sê daar is 'n God. Dalk nog beter dat ons kyk na die belydenis dat Jesus Christus uit die graf uit opgestaan het en dat ons die oordeel daaroor val en sê, maar ons vind dis 'n betroubare belydenis, dis iets wat regtig in die geskiedenis gebeur het, dis nie net 'n verhaal nie. Maar bereik daar die instemming van die intellek, bereik daai deel wat ons bereid is om aan die geloof te gee, bereik daai krag en energie, daai elektrisiteit, daai genade ons harte, dring dit deur tot ons hande en ons voete, sink dit in dat Jesus Christus se opstanding uit die graf uit beteken dat hy die eerste oes is van God se groot versoeningwerk waarmee hy werklik die krag van die dood oorwin het, dat die dood niks is om te vrees nie, dat ons daarom kan lewe vir die evangelie voluit, sonder vrees van wat dit van ons mag vra, wat dit vir ons gaan kos,
watter vyande dit vir ons gaan maak, hoe dit vir ons van die wêreld af gaan vervreem. Alles daarvan is behoort sinneloos te wees vir hoe ons liggame inspann, nie net ons intellek nie, in die hand van hierdie woord. Wat maak dit saak, sou daardie ryk besoeker, wat Jakobus van praat, met sy ringe aan homself dan vererg, omdat hy nie binne die kerk dieselfde voordele geniet en voorkeur geniet wat hy in die wêreld vind nie, en dat hy, ondenkbaar soos dit mag wees, op 'n gelyke vlak as die arme man onaanvaarbaar gestel word. Die arme man wie eintlik veel beter verstaan dat elke dag absoluut 'n genade is en wat baie meer direk weet wat dit is om letterlik elke dag afhanklik te wees uit die hand van God uit vir sy blote oorlewing. Wat maak dit saak sou hy dan besluit om sy bydrae en sy lidmaatskap te onttrek? Wat is aardse rykdom op die skaal teenoor die laaste oordeel van God? Om 'n muur binne onsself op te rig tussen ons kop en ons hande, tussen ons denkgeloof en ons werke, sodat die Here een deel van ons mag bereik, maar net nie 'n ander nie. Dit sal maak dat geen deel van ons die genade van God geniet nie. 'n halfveerde geloof is geen geloof nie. So is geloof alleen, het Jakobus vandag se skriflesing afgesluit. As dit nie op dade uitloop nie, is dit dood. Dis nie om geloof af te maak en om buitensporig op dade te vertrou vir ons redding nie. Nee, dit is glad nie, dit is die geloof wat ons red, maar dit is juist die ware geloof wat ons red. Ware, totale geloof wat kop tot tone deurhardloop. En dit is daai dade wat daaruit sal voortspruit, wat vir ons die toets is, of ons met ware of valse, reddende of leë geloof te maak het. En broers en susters, ek wil ook nie hê dat ons die besonderse traject van Jakobus se boodskap, se scenario moet mis nie. Gereeld is dit juist dan die hantering van die armes wat hierdie toets vir ons stel, die behoeftiges wat in ons midde is. Die armes is nie weg nie. Die scenario wat Jakobus skep is nie endemies tot die wêreld van die eerste eeu en nie meer toepaslik vandag nie. Jesus self sê in Matteus 26:11, die armes het julle altyd by julle, en dit is so waar. Broers en susters, vas van die wêreldse hantering van die armes. Onttrek jouself daarvan uit. Maak jouself daarvan leeg. Vra dat die Here die mure wat ons binne onsself opbou, ook in ons hantering teenoor hulle, teenoor die behoeftiges, dat hy dit sal afbreek. Dat sy genade reg deur ons hele wese sal spoel. 'n Kerk wat diep mediteer op wat Jesus vir ons oor heerlikheid en oor nederigheid leer wys, en oor barmhartigheid en die maatstawe veroordeel. So 'n kerk sal mense vandag wat in armoede is, herinner van hulle waarde, van hulle waardigheid, dat hulle perfek geskape is na die beeld van God, dat hy hulle liefhet, en sal ook mense in rykdom herinner aan hulle eie nood, om hulle kragte eintlik maar losweg vas te hou, want die enigste krag wat red is die selfopofferende krag van Christus, die lam ter slagting. Johannes Chrysostomus as aartsbiskop in Konstantinopel in rondom die 4de eeu, en hy het hierdie ding so ernstig opgeneem, dat hy in die kerk daar, in die kathedraal, terwyl die keiserlike huisgesin in sy gemeente is, het hy vir hulle in die publiek, sommer daar, in die diens, het hy hulle aanspreeklik gehou, indien hulle
hulle mag sou misbruik. En hy het sodoende vir homself natuurlik in groot gevaar geplaas. Hy het vyande gemaak. Maar laat dit vir ons 'n voorbeeld wees, en laat dit nie net 'n kwessie van woorde vir ons wees nie, maar ook van dade. Laat ons dade by ons woorde voeg, en laat ons barmhartigheid beoefen, sodat die Vader vir ons barmhartig kan ontvang op die laaste dag. Soos Jesus vir ons leer, en hy vir ons sal sê, julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk, wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld af, want ek was honger, en julle het vir my iets te ete gegee. Ek was dors, en julle het iets vir my te drinke gegee. Ek was 'n vreemdeling, en julle het my as 'n gas verwelkom. Ek was nakend, en julle het my geklee. Ek was siek, en julle het my versorg. Ek was in die tronk, en julle het my besoek. Vriende, as jy geroepe voel tot sulke diens, of as jy geïnspireer is deur maniere waarop ons gemeente haarself kan gee aan hierdie tipe diens, laat weet ons tog. Laat dit vir ons merker wees. Laat dit ons geloof na die lewende lig toe bring. Vriende, wees geseën deur die Here wat jou uitgekies het voor die grondlegging van die aarde af. Voor jy enigiets kon doen om dit te verdien, voor jy jou rykdom kon opbou of het verloor, voordat jy self kon kies of vra. Die Here is met ons. Amen. Ek vra dat ons vir ons saam bid, tog ook die apostoliese geloofsbelijdenis saam sal opsê, dan sal ek vir ons afsluit. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, het gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees, en die ewige lewe. Amen. Here, help ons tog dat dit wat ons glo, nie net 'n kwessie van die kop, of nie net 'n kwessie van die mond sal wees nie, Here, maar werklik elektries deurdring tot elke deel van ons. Breek die skeidingsmure af wat ons binne onsself oprig, Here, om net nog so 'n bietjie tyd vir onsself in die wêreld te win, om net so deel van ons, Here, nog so 'n bietjie langer in die orde van die wêreld te hou. Nee, Here, vee daai illusies van ons weg, dat ons nie gebore soos kinders met niks nie, nie gebore kinders die koninkryk kan ingaan, kan intree. Here, help ons ook om raak te sien daar waar ons vir U kan dien, kan voer, kan besoek, kan beklee, in die vorm van die wat minder bevoorreg as ons is, die armes, die behoeftiges in ons midde. Ons sien dit raak, Here, en ons het U hulp nodig. Versterk ons geloof. Ons het U so nodig daarvoor, Here. Ons loof U naam, ons aanbid U, o Here, en U wonder wat U vir ons onkieskeurig kom red het. In die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen. Ek seën julle tog vandag ook. Mag die Here vir julle seën en beskerm. Mag die Here sy aangesig maak om oor julle te skyn en julle genadig wees. En mag die Here sy aangesig oor julle verhef en aan julle vrede gee. Amen.